Goeiedag almal. Ek hoop julle het 'n geseënde week so ver en mag ons baie geniet. En dit amper tyd vir die kampvergadering. So ons hoop ons sien julle almal daar. Nou voor ons begin, kom ons besaam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir die geleentheid waar ons nou die helfte van die week kan stop en dink van die gejaagde lewe. En ons vra dat U ons harte kan rustig maak. Mag ons saam met U die boodskap kan luister wat U wil vir ons gee. Ons vra dat U elkeen se hart en ore en oë oopmaak, sodat elkeen kan hoor wat U wil sê. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil net herinner die vorige boodskap wat ek gegee het oor die kruis en die mense verhouding met God. En dit gaan nou aan. Toe God die mens gemaak het, het hy hom na sy beeld gelykenis gemaak. Nou ons lees uit Genesis 1 vers Genesis 1 vers 26 tot 27. God het gesê, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heer oor die visse van die see en die voël van die hemel en oor die vee van oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde kruip. So het God hom geskape na sy beeld. Die vroulik het hy hulle geskape. Die woord wat hier met beeld en die gelykenis vertaal word, is die woord wat gebruik word vir wat men gedoen het toe hulle 'n afgod gemaak het. Hulle het afgod na die beeld of gelykenis van hulle afgode gemaak. So, ons leer uit hierdie vers van die skrif dat 'n mens geskep is om baie soos hulle skepper te wees. Mens is soveel soos God gemaak as wat 'n geskapene wese kan wees. God is die verhoudende wese. Getroue is die woord Elohim. Elohim, dit wat met God vertaal word, is 'n meervoud selfstandige naamwoord. Dit sê vir ons dat God 'n meervoud wese is. Hierdie woord te beteken word reg deur die Bybel ontwikkel, maar dit word duidelik uitgewys in die Nuwe Testament. Dit beteken dat God self voor enige ander wese as God bestaan het. 'n God is wat in kommunikasie en vriendskap met die ander verbind is. Vader, Seun en Heilige Gees het in baie noue verhouding gebly en gewerk. Toe God die mens juist geskape het, het hy bedoel dat hy moes hê. Hy het hom geskep om 'n ewig hartige verhouding met God te hê. Ons sien so 'n voorbeeld in die tuin van Eden. Daar het God gesig tot gesig met Adam en Eva kommunikasie wanneer hy hulle opdragte gegee het en ook wanneer hulle gesondig het. Adam en Eva het die stem van God gehoor toe hy in die tuin gewandel het. Sien Genesis 3 vers 8. Dit beteken dat hulle se stem
Dit beteken dat hulle God se stem geken het en gewoon was aan wat blykbaar sy gewoonte was om in die tuin te loop en met hulle te praat. Die mens was besonder 'n skepper. Hy is geskep om in 'n spesiale soort verhouding met God te wees. Satan het een of ander idee daarvan gehad en hy het besluit om die mens van God af weg te neem, om sy verhouding met God te verbreek en hom te lei om baie soos homself 'n vyand van God te word. Paulus het geskryf, omdat wat die vlees beding vyand teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Romeine 8 vers 7 en 8. Ons lees dit ook uit 2020. Die gedenke van ons sondige aardheid is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie is hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Ons gedagte is gesondig en teen God. Dit gaan teen die wet van God. Dit is nie in 'n samestemming met God nie. Wie kies om sondige gedagte en geneiging mee aan te hou, kan nie God eer en respekteer of God eerste te stel nie. En hierdie vers verwy die vleeslike verstande en die vlees weer na die mense natuurlike geboorte sondige toestand van die begin af van die sondeval van Adam en Eva. Dit wil sê 'n voorwaarde om God nie te begeer of in enige betekenvolle verhouding met hom te staan nie. Daarom leer ons uit die skrif dat toe Adam en Eva gesondig het, die noue, spesiale persoonlike verhouding met God wat hulle voorheen gehad het, verbreek is. God het egter in sy hart gesê, ek het jou so lief, dat ek weier om jou te laat gaan. Ons verhouding met God het so baie in hom beteken, dat hy bereid was om te doen wat ook al nodig was, om ons weer in verhouding met hom te bring. God het dit aangedui, toe hy kort na die mensdom aan Satan te versoeken toegegee het. Vir Satan gesê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Jy sal jou hoof vermorsel, en jy sal sy hart vermorsel. Genesis 3 vers 15. Nuwe Lewensvertaling sê, van nou af sal jy en die vrou vyand wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan en jy sal hom noodlottig aan die hak teen by.
Ons leer verskeie belangrike dinge uit wat God te Taten gesê het. Toe Adam en Eva geskape is, was hulle in die vredevolle en vredeverhouding met hulle Skepper. Nadat hulle na sy beeld en gelyking gemaak is, nadat hulle egte gesondig het, het hulle kinders vyand van God geword. En saam aan Satan te kan eer as aan God te kan. Maar God het vir Adam en Eva en Satan gesê dat hy dit gaan verander en hulle weer in volle saamwees en liefde gaan bring met homself. God het ook gesê dat baie hy en die Satan 'n prys vir Adam se sonde sou betaal. Satan se kop sou verkneus wees, wat beteken dat hy die dodelike wond sou kry en uiteindelik vernietig sou word. God sou ook 'n wond ontvang in die proses om mense terug te kry na die betekenvolle verhouding met homself. In die proses sou die haksteen van die saad van die vrou wat verwys na Christus wat uit 'n vrou gebore is, gekneus word. Hierdie gekneuse van Christus verwys na sy kruisiging. God in die persoon van Jesus Christus sou die prys betaal vir ons sonde en vir al die sondes van almal wat Christus se offer vir hulle aanvaar, en jy sou die mensdom weer herstel wees tot die ewige verhouding met God. Dit is hoekom om by God te wees die grootste rede is van ons verlossing. Jesus het dit bewys toe hy vir die dief aan die kruis gesê het: jy sal saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Paulus beklemtoon ook die feit dat die verloste altyd by die Here sal wees. 1 Tessalonieke 4 vers 17. Wanneer Jesus terugkeer aarde toe om hulle saam met hom na die hemel terug te neem, sien Johannes 14 vers 1 tot 3. As gevolg van die kruis van Christus kan ons herstel word tot die ewige, hartige, betekenvolle verhouding met God, wat hy van ons skepping af bedoel het. Ons met hom moet hê. Kom ons bid saam. Ons liewe hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u belofte dat u sal dit vir ons help te oorwin teen die Satan. Ons vra dat u asseblief ons sal help, dat ons altyd opkyk na u, want u het aan die kruis gesterf vir elke een wat in u glo sal verlos. Dankie vir hierdie tyd waar ons nou kan rustig aangaan tot ons weer die Sabbat kan ontmoet. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle geseënde week verder.